weg met vereenvoudiging. Onthou asseblief, met die vereenvoudiging gaan ons die hele tyd teruggaan na ons spesiale driehoeke. Dit is hierso, dit is alles in die notas vir julle netjies opgesom. So ons gaan die hele tyd teruggaan na die 30, 45 en 60 toe, so ver as wat ons kan, wanneer daar getalletjies is, want dit is natuurlik ons gunsteling hoeke. Dan gaan ons ook baie gebruik maak van ons cast diagram, wat ons nou gaan doen. Een ding om net te onthou ook, is om te onthou van jou identiteite in jou kofunksies. Onthou net jou identiteite in graad 11, dan leer jy om jy vir jou identiteite, sê hulle vir my, sin kwadraat plus kos kwadraat is gelyk aan 1. So dis een van jou identiteite. Maar vanuit daai enetjie kan ons 'n klomp ander kry. Byvoorbeeld, ons kan vir kos kwadraat theta gaan anders skryf wanneer ek my 1 oorvat as 'n 1 minus sin kwadraat theta en ek kan my sin kwadraat theta oorvat as 'n 1 minus kos kwadraat theta. Ok, so daar is 3 goed wat jy daarso moet weet. Dan moet jy weet ook, tan theta kan ons gaan anders skryf as 'n sin theta bo op 'n cos theta. Ok, ek gaan vir julle presies wys wanneer om dit te gebruik. My koopfunksies, dit is leerwerk. Weereens, hierdie is alles in jou notas. Dit sê vir my sin 90 minus theta is cos theta. En ons weet, cos 90 minus theta is sin theta. En dan wanneer ons by die plusse van hierdie gedeeltes kom, dit is presies dieselfde, sin 90 plus theta bly cos theta, maar cos 90 plus theta, dis die enigste een wat 'n minus hierby kry, hy het dan 'n min sin. Ok, so dis die kofunksies wat jy moet weet. So dan is daar 'n paar dinge om te onthou wanneer ons met my cast diagram werk. So die eerste ding wat jy moet weet is, hier is 'n C, dis my A, my S en my T. So dit is my cast diagram. Okay? Hierdie is kwadrant 1, kwadrant 2, kwadrant 3 en kwadrant 4. En dan hoe dit werk is ook, ek praat sommer van die koppe van my cast diagram, sal julle sien hierso, dit is 0, 90, 180, 270 en 360. So hy word meer in 'n antikloksgewys rigting. So dit is hoe my cast diagram loop. Dan weet ons ook, hierdie enetjie se naam is theta, hierdie enetjie is 180 minus theta, hierdie kwadrant is 180 plus theta en hierdie kwadrant is 360 minus theta. Dis vir my baie belangrik en dit is alles in die opsomming ook baie duidelik vir julle gesê, jy mag jou cast diagram net gebruik vir 180 plus of min en 360 plus of min. En soos julle kan sien is al die kwadrante benoem, ook volgens 'n 180 of 'n 360. Moet asseblief nie met 90 en 270 gaan werk nie, ek gaan mooi vir julle wys wat om daar te doen. 90 weet ons daarom kan ons met kofunksies gaan werk, en 270 sal ek nou vir julle wys hoe ons met dit gaan werk. Ok, so wat die lettertjies vir my beteken, by die A sê dit vir my alles is positief, by my die S sê dit vir my net my sin is positief, my T net my tan is positief, by my C net my kos is positief. Ok, nou hoe dit werk, die cast diagram, dit is wat ons gaan doen met vereenvoudiging. Hierdie is nie 'n deel wat mens net kan skiep nie, jy moet verskriklik gemaklik en vertroud wees met jou cast diagram. As ek byvoorbeeld vir jou sê, ok, kom ons werk met die sin van 180 minus theta, en die volgende enetjie werk ons met die sin van 180 plus theta. Ok, so wat jy gaan doen, die oomblik wat jy sien, jy werk met 180 plus of min ietsie, dan weet ek mag my cast diagram gebruik. So hoe dit werk, as ek sê 180 minus theta, so ons het nou gesê, dit loop in 'n antikloksgewys rigting, maar hy tref nie heeltemal 180 nie, hy is minder as die 180, daarom is hy in daai kwadrant by die S. En in my S kwadrant is sin positief, so dan kry ek 'n sin van theta. So die hele idee van my cast diagram is jy kan ontslaa raak van die 180 plus en minne, en 360 plus en minne, en jy kan hom actually net 'n bietjie mooier gaan skryf. As jy kyk na sin 180 plus theta, jy begin weer hier, so dis 180 plus theta, want hy gaan actually verby die 180 merk. Dis in my T-kwadrant. Sin is daarso negatief, net tan is daar positief, so daarom is dit 'n negatiewe sin van theta.
Ok, so dis hoe my kaasdiagram werk. So kom ons vat 'n bietjie 'n ander enetjie. Kom ons werk gou met 'n kos. As ek werk byvoorbeeld met kos 180 minus theta en 'n kos 180 plus theta. Nou hierdie een sal ons aanbeweeg na die 360 toe. Dit sê vir my van daar af 180 minus theta en julle kan sien dis ook daai kwadrant se naam. Dis in die S kwadrant. Kos is daar negatief, daarom is dit 'n negatiewe kos van theta. Kos van 180 plus theta, so dis 180 plus theta. Dit is in my t-kwadrant, net dan is daar positief, so dit is weer eens 'n negatiewe kos van theta. Ok, so kom ons chat gou 'n bietjie oor die 360. As ons hier nou spesifiek met kos werk, en hulle sê vir my kos 360 minus theta, dan weet ek dit is 360 minus. Dit beteken hy is nog nie heeltemal by my 360 nie. Hy lê somewhere tussen 270 en 360. Kos is daar positief, daarom is dit 'n positiewe kos van theta. As ons werk met 360 plus theta, dan weet ek gaan my hele 360 grade plus 'n theta. So hy gaan in daai kwadrant wees en daar is alles positief, daarom is dit net 'n kos van theta. Ok, so jy gaan kyk regtig net in wat se kwadrant hierdie is. 'n Paar goedjies om net vooruit te kyk, en soos ek sê, alles is mooi in die opsommings vir jou gegee, is wanneer hulle werk met 'n minus theta. Minus theta, dit is byvoorbeeld as ek vir jou sê die sin van minus theta, ons het 'n kos van minus theta, of 'n tan van minus theta. So wat ons daar gaan doen, wanneer daar niks voor my minus staan nie, hou ek daarvan om te sê, dan weet ek daar staan 'n 0 vooraan, want ons weet mos sê net maar 0 minus 1, is mos maar net eintlik minus 1. So eintlik as daar net 'n minus theta is, kan jy dink daar is 'n 0 minus theta. En as ons gaan kyk na ons kaasdiagram hierso, daar waar dit sê 0 minus, dit beteken dit is in daai kwadrant. Dis in die C kwadrant. So ons het 'n 0 minus. Okay? In my C kwadrant weet ek net kos is positief, daarom is dit 'n negatiewe sin van theta. Kos is actually positief daar, daarom is dit 'n kos theta en tan minus theta is 'n minus tan van theta, hy is negatief daar. So dis ons werk met die minus theta. Dan hoe ons werk is, ons gaan ook sien, ons gunsteling hoeke is 30, 45 en 60. So ons go-to is altyd om iets te probeer opbreek, soos byvoorbeeld, kom ons gaan werk met 'n kos van 210. Jou doel is om 'n skerp hoek te maak en ons gunsteling maniere is om te kyk, kan ons dit dalk doen deur te gebruik van 180 of 360, wat ons kan plus en minus, want dan weet ek mag my cast diagram gebruik. So ek kan byvoorbeeld gaan sê 180 plus 30 van 210 is mos dieselfde as daai, en al wat ek dan gaan doen is, dan gaan kyk ek op my cast diagram. Ek het CAST, so 180 plus 30, so dit is in die t-kwadrant, kos is negatief daar, daarom kry ek 'n negatiewe kos van 30. En die oomblik wat jy 30, 45 en 60 sien, weet jy kan dit in jou calculator gaan intik. Ons weet die kos van 30 is wortel 3 op 2 en nou het ek net my minus gaan bysit van daai. Ok, so dis hoe ons hierdie gedeeltetjies doen. Dan werk ons ook met ons terminale punte. Dit kom ook met die vereenvoudiging nogal gereeld voor. So my terminale punte sê maar net eintlik vir my, hulle neem aan jy ken jou sketse. So hulle sê, ons neem aan, jy weet, hierdie is mos nou my singrafiek, is om te sê, daar waar sin, kom ons kyk, 90 grade is, ek ken my terminale punte, dan weet ek my antwoord gaan 1 wees. So wanneer jy byvoorbeeld kry die sin van 90, dan weet jy met jou 90, 180, 270 en 360, jou antwoord gaan minus 1, 0 of 1 wees. Of ietsie so sin van minus 90, ons weet hierdie is minus 90, minus 180, minus 260 en minus 360. So, dis maar net, hulle neem maar net aan jy ken jou sketse. So as ons byvoorbeeld iets skryf wat sê, die kos van 180, ek weet hier is dit 0, daar is dit 90, kos is hier 180, so dan weet ek my antwoord daar
is minus 1. So wat ek daar vir julle wil sê, is om te sê, wanneer jy gaan werk met die koppe van jou kaasdiagram, so die 0, die 90, 180 of 270, niks plus en minus by nie. So met ander woorde, sê nou maar ons gebruik die kos van 90, of die sin van 360 of sulke tipe goed, dan kan jy dit net so in jou calculator gaan incheck, want daar's niks plus en minusse by nie. Ek het in die opsommings vir julle presies gesê, wat is die sin en wat is die kos en watter is die tans se terminale punte, so julle kan maar net daarna gaan kyk. Okay. Dan nog so 'n laaste twee goedjies om net om voor te kyk. Iets wat hulle nogal baie daarvan hou om julle te probeer uitvang, is om te sê theta minus 180 grade of theta minus iets. So ek het 'n foolproefplan met hierdie wat ek van hou om te doen. Ek gaan vir julle nog 'n metode wys. Die een ding wat, hoekom ek van my metode hou, is jy kan hom met alles gebruik. So wat eintlik hier gebeur? Eerstens, sê nou maar hierso staan die sin van theta minus 180. Okay, onthou asseblief, hierdie is alles in julle opsommings wat julle op hierdie link kan kry, dit is hierso, om te gaan sê presies wat gebeur met sin, wat gebeur met kos en met tan. Nou wys ek net vir julle in die video gou 1. Okay, so wat hier gebeur, as hulle byvoorbeeld vir my sê sin theta minus 180, ek weet, ek soek om altyd as 180 plus of minus theta. Ek soek my 180 eerste. So nou wat gebeur? Ek het daai tweekies gaan omruil en dan verander ek die voorste teken. Moet asseblief nie daai minus nou al vir my buite gaan sit nie. Julle sal sien, dit werk anderster met kos. Jy sit hom in die binnekant van my hakkie. Nou wat gebeur, wanneer daar niks voor my minus staan nie, is dit so goed daar staan 'n 0. So ek sit my 0 daarso. Nou staan daar 0 minus something. En dit is in my C-kwadrant en sin is negatief daar. Daarom sit ek hom as die negatiewe sin van 180 minus theta. En 180 minus theta is in my S-kwadrant, sin is positief, so daai negatief chill nog net daar uit, dan is dit die sin van theta. Okay, so nou wat ons gaan doen, die volgende manier wat ons hom kan gebruik, ek gaan hom op 2 maniere vir julle wys, is om te sê, okay, ons weet, met my vereenvoudiging, kan jy maar onthou, jy kan altyd 'n 360 plus of minus bytel. So jy kan dit altyd doen, wanneer ons byvoorbeeld die sin van theta minus 180 het. Jy kan altyd net gaan sê plus 360, soveel soos wat jy wil. Of minus 360, minus 360, minus 360, soveel kere as wat jy wil. So ek kan hom gaan sit daarso as plus 360. Dan kry ek die sin van theta plus 180, en sodra ek 'n plus het, dan maak die volgorde nie meer vir my saak nie, so dan kan ek hom gaan skryf as 180 plus theta. Nou sien ek 180 plus theta is in my t-kwadrant daarso, sin is negatief, en dan kry ons weer 'n negatiewe sin van theta. Okay. Ons doen dieselfde sê dan maar met 360. Kom ons gebruik bietjie kos hierso. As ek vir julle sê kos, theta minus 360. So die eerste ding wat ek sal gaan doen, is ek sal my minus gaan uithaal, en dan skryf ek hom as 360 minus theta. Okay. Nou weet ek, as daar niks voor my minus staan nie, is daar 'n 0 vooraan, so dis 0 minus, dis in my C-kwadrant. Kos is positief daar, daarom mag jy nooit daai minus net vooraan gaan sit nie. Dan kry ek 'n kos 360 minus theta, en dan is dit weer in my C-kwadrant waar kos positief is, en dan kry ek hom as 'n kos van theta. Okay, so wat ons hier nou gaan doen is, die tweede metode is om te gaan sê, ons kan net gaan sê plus 360, so sê nou maar daar het gestaan theta plus 360, kon jy net gaan sê het plus 360, en dan kry jy hom as die kos van theta. Kos van theta, weet ek, is in my A-kwadrant, dis net my theta-kwadrant, en kos is positief daar, so hy chill net daaruit. Okay, en dan kan julle in die opsommings gaan kyk, waar ek die stappe gewys het vir die 90 met my kofunksie, moenie die mekaar raak met my 90, my kofunksies nie. Okay, so kom ons kyk gaan na 'n paar vraestel voorbeelde oor hoe hulle dit actually vir jou vra. Die eerste enetjie sê hulle hier vir my, ek moet dit gaan vereenvoudig. So hy gaan nogal baie punte tel, hy sal seker maklik 7 punte tel as ek nou so vinnig kyk, maar kom ons kyk gou hoe dit werk. So die eerste ding wat jy gaan doen, ek sien 'n klomp 180s en 360s,
en 90's, dadelik dink ek gaan my Kaas-diagram gebruik en my kofunksies. Ok, so die eerste een, sin 90 minus x, dit is leerwerk, kofunksie, gee vir my die kos van x. Kos 180 plus theta, gee vir my 180 plus theta, dus in die t-kwadrant, kos is negatief daar, daarom kry ek 'n negatiewe kos van x. Ok, tan van x, kan ek gaan skryf as 'n sin van x, bo op 'n kos van x, my mal met 'n kos van x, hy chill net daar so uit, en dan my sin, kyk wat gebeur nou hierso, die sin x min 180, dis 'n lekker maklike enetjie waar ek sommer net gaan sê plus 360. Dan kry jy hom as 'n sin x plus 180, en ons weet dit is dieselfde as die sin van 180 plus x. En dan kan ek 180 plus x is daarom my t-kwadrant, so ek weet dit gaan 'n negatiewe sin van x wees. Ok, hier is belangrik om te gaan kyk, né? Een van die goed wat jy moet uitkyk asseblief, is om te gaan sê, gaan kyk na 'n tan langs 'n kos. Ons love 'n tan en 'n kos langs mekaar. Ek gaan nou vir julle wys hoekom, want daar gaan ietsie kan uitkanselleer, maar julle gaan dit nou sien. So nou gaan ek net eers vereenvoudig. Cos x maal met minus cos x is 'n minus cos kwadraat x. Eers wat ek gaan doen, kan ek sien julle my cos x en my cos x kanselleer uit. Dis hoekom ek hou van 'n tan en 'n cos langs mekaar. Nou kan ek gaan sê sin x maal met 'n minus sin x gee vir my negatief sin kwadraat x. Dan wat ek gaan doen is ek gaan sommer 'n minus uithaal sodat daar staan cos kwadraat x plus sin kwadraat x. Want ek weet, cos kwadraat plus sin kwadraat is 1, so my antwoord is minus 1. Dat hierdie is in julle opsomming stap vir stap uiteengesit met presies wat om te doen. Ok, tweede enetjie. Kom ons kyk hierso, ons het die cos 180 minus k, ek gaan dadelik begin vereenvoudig, en ek gaan my Kaas-diagram gebruik en hom hierso teken. Ok, so cos van 180, kan ek gaan sien is 180 minus, dis in die s-kwadrant, cos is negatief daar, daarom gaan sit ek hom as 'n negatief cos van, ons werk hier met 'n k. Ok, sin k minus 90, ok, hier sal ek byvoorbeeld hou van my foolproefplan, ek gaan hom hier bo doen. Eerste ding wat ek gaan doen, is om te sê, kom ek gaan sit hom net in die regte volgorde. Ek gaan ruil die k en die 90 om. Nou sê dit vir my, as daar niks voor my minus staan nie, is daar 'n 0. So dit is 0 minus, en dis in my c-kwadrant. Daarom is sin negatief. So dis 'n negatiewe sin, 90 minus k. So my negatief chill daar uit, want sin 90 minus k met my kofunksies, weet ek is die kos van k, dit was leerwerk. So ons kan hom gaan maal met 'n negatiewe kos van k. Dan staan my minus 1 chill daar so uit. Ok, nou my tan kwadraat 540 plus k, ons het ook gesê, ons kan altyd 360 net minus. Jy kan 360 grade altyd net weggooi, dan bly daar 180 oor. So hierso staan 180 plus, dis in die t-kwadrant, tan is positief daar, daarom kan ek hom gaan skryf as 'n tan kwadraat van k, dis 'n positiewe tan van k. Sin 90 plus k, weet ek is my kofunksies, 'n kos van k, en kos minus k, daar is daar niks voor my minus staan nie, staan daar 'n 0 vooraan, so dis 0 minus, is in my c-kwadrant, daarom is dit 'n positiewe kos van k. Ok, hier moet jou kop al klaar begin afgaan en sê ding ding ding, ons sien 'n tan en kosse langs mekaar, ons love dit. Ok, so kom ons vereenvoudig eers, kom ons maal hierso, minus kos maal met minus kos, is 'n positiewe kos kwadraat van k, minus 1, so hy chill net daar uit. Dan sit ons hom, my tan kwadraat, kan ek gaan skryf as 'n sin kwadraat, bo op 'n kos kwadraat, en ons maal hom, sien julle kos maal met kos, is 'n kos kwadraat van k. So ons love 'n tan en 'n kos langs mekaar, want hulle kanselleer uit. So nou sit ek hierso met 'n kos kwadraat van k minus 1 bo op my sin kwadraat.
So daar is 'n paar maniere om hierdie te doen. Jy kan eintlik enige van hierdie 3 gaan verander. As jy gaan kyk na jou identiteite, ek kan my koskwadraat verander. Why not? Ek kan my 1 gaan verander as 'n sinkwadraat plus koskwadraat. Ek kan my sinkwadraat gaan verander as 'n 1 minus koskwadraat. So jy kan pick and choose in wat jy hom wil verander. So ek het in die voorbeeld, in die opsommings het ek iets anders gedoen, so ek gaan nou sommer die 1 verander, laat julle sien hoe dit werk. So my koskwadraat chill daarso uit, minus, onthou asseblief julle hakkie, so my 1 kan ek gaan skryf as 'n sinkwadraat van k plus koskwadraat van k. Ons weet mos dit is hoe ek 1 'n bietjie anderster kan skryf, en ek sit dit alles bo op my sinkwadraat van k. Ok, al wat nou gebeur, my minus moet inmaal, onthou asseblief hy moet in my hele hakkie inmaal, so hy word minus sin x, of sin van k en 'n minus, hy moes nou oral gaan inmaal het, en dan sê ek net koskwadraat minus koskwadraat, en dan eindig ek met 'n minus sinkwadraat op sinkwadraat, en dan is my antwoord minus 1. Ok, en dis hoe ons hom doen. Volgende enetjie, hulle hier sê hulle vir my 360 minus x, die oomblik wat jy sien 180 plus en minne, 360's plus en minne, gaan ek dadelik net eers met my cast diagram gaan werk. So ek gaan sê my cast diagram, CAST, nou sê dit vir my, ok, so 360 minus x, dit is daar in die C kwadrant, dit is, sin is negatief daar, so ek gaan sê negatief sin van x, boop, sin 90 min x met my kofunksies, weet ek is die kos van x. Ok, gedeel deur, ek gaan eers hierdie vereenvoudig, die tan van x minus 180. Jy kan sommer net gaan sê plus 360, dan kry jy mos 'n x plus 180. Onthou, ons kan altyd 360 plus en minus, net soos wat ons wil. En dit is dieselfde as die tan van 180 plus. Sien julle, dis in die t-kwadrant, so dis 'n positiewe tan van x. Gedeel deur tan van x. Ok, nou wat ons gaan doen, my minus sin op kos, ek weet 'n mens kan hom gaan skryf as 'n tan, ek sien hom, ek wil sommer net vir julle wys, indien dit nou nie so maklik was nie, dan sal ek my tan gaan skryf as 'n sin x bo op my cos x, en ek weet ek mag nooit deel met 'n breek nie, so my minus sin x op cos x chill net daar uit, ek maal hom dan met sy resiprook, dan word dit 'n cos x bo op 'n sin x, so dat hulle kan uitkanseleer, en dan is my antwoord 'n pragtige minus 1. Ok, as jy nie hierdie lang pad wou vat nie, dan kon jy net vir my gaan sê het, weet jy, ek sien daai is minus tan x, want sin op kos is tan, en tan x gedeel, minus tan x gedeel deur tan x is minus 1. So jy kon dit ook gedoen het. Ok, volgende een, nou begin ons bietjie met getalle werk, nou raak het so klein bietjie interessanter. Dalk, kom ons kyk. So die eerste een, sin 90 minus x, ken ek my leerwerk vir kofunksies, ek weet dit is kos van x. So hy chill eers net daar uit. Ok, onthou hierdie is in julle opsomming stap vir stap, dit is mooi gecolor-code oor wat gaan saam met wat en alles, julle kan dit regtig net so gaan volg. Die kos 480, onthou jy kan altyd 'n 360 net weggooi, so ek gaan minus 360 daarso, dan kry ek die kos van 120. Ok, so hy chill daar uit. Plus, kos 180 minus x, dis 180 minus x, dis in die s kwadrant, kos is negatief daar, daarom gaan ek hierdie plus verander in 'n minus. Minus kos van x, so dis waar my minus vandaan kom. Ok, nou wat ons gaan doen is, onderkant van die lyn, my cos x gaan nog steeds net daar uitchill. Hy bly net daar. Sin 150, ok, hier moet my brein al so bietjie begin dink. Ok, so my sin 150 gaan ek net eers daar los. Ek gaan nou vir julle wys wat om met dit te doen.
En dan tan 180, wat lekker is hiervan, gaan chuck het in jou calculator in julle, want dit is een van die koppe van my cost diagram sonder enige plus en min. So ek kan die tan van 180 net gaan inchuck, en dan kry jy 0. Dis 'n terminale punt. Okay. So nou kyk ek of ek so 'n bietjie ietsie kan doen. Hierso staan, so ons het 'n cos x, jy mag nog nie gaan uitkanselleer nie, want daar is plusse en minusse, asseblief moet tog nie uitkanselleer nie. Ons kan eintlik aan die bokant al gaan faktoriseer, as ons sou wou, kom ons doen dit. So aan die bokant sal ek byvoorbeeld 'n cos x gaan uithaal. Wat oorbly, is die cos van 120, minus 1, jy hoef nie te gaan faktoriseer nou al nie, ek gaan nou vir julle wys, dis net as jy dit wil doen, bo op 'n cos x, maal met die sin van 150, jy kan dit net doen, alhoekom ek het so lank gedoen het, want ek ken my leerwerk, ek weet ek wil faktoriseer, sodat ek kan uitkanselleer, en toe sien ek, okay, wel hier in die onderkant is 'n cos x, so as ek 'n cos x kan uithaal, dan gaan ek hom kan uitkanselleer, dan lyk dit ten minste al klaar 'n bietjie beter. Okay, nou wat ek hiermee sit, is met 'n cos 120, minus 1, bo op my sin van 150. Dis nie 'n terminale punt nie, nie een van daai twee terminale punte nie, dis nie kop op my CAS-diagram nie, so, en jy moet dit doen sonder 'n sakrekenaar. So nou wat ons doen is, ons moet die sin van 150 en die cos 120, moet ek gaan opbreek. Onthou julle, my gunsteling ding is 180 plus of min, 360 plus of min, en ons hou van die 30, 45 en 60 grade, dis ons favorites. So ek kan sien, en as mens meer hierdie goed oefen, dan raak dit baie vinnig, die 120 kan ek gaan skryf as 180 minus 60. Jy kon selfs gaan sê 90 plus 30, why not? Okay? Ek hou maar net daarvan om te begin met 180 plus of min, en dan sê ek sin 150, kan ek gaan skryf as 180 minus 30. Okay, nou die oomblik wat ek 180 plus en min sien, dink ek dadelik aan my CAST-diagram. So ek het 180 minus, dis in die S-kwadrant. So cos is daar negatief, daarom is dit 'n negatiewe cos van 60, minus 1, en ek sê dit bo op die sin van 180 minus 30, 180 minus, sin is daar positief, so dis 'n positiewe sin van 30. Okay, nou het ek 'n klomp goed wat ek in my calculator kan inchuck. Hulle sê vir my sonder 'n calculator, maar ek mag my spesiale driehoeke gebruik, onthou 30, 45 en 60. So wanneer jy cos 60 in jou calculator inchuck, kry ek 'n half, minus my 1, bo op die sin van 30 is ook 'n half. En dan as jy daai in jou calculator inchuck, gaan ek kry minus 3. En dis hoe ons hierdie hele ding vereenvoudig, sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Okay, kom ons doen nog so ietsie. So, voorbeeld nommer 5, hier sê hulle vir my die sin van 210. So, eers wil ek hom 'n bietjie netjieser gaan skryf. So, ek gaan skryf hom sin 210, as jy nie seker is 180 of 360 nie, gaan kyk asseblief na watter een is hy die naaste, is hy nader aan 180 of nader aan 360. In hierdie geval kan ek my 210 gaan skryf as 180 plus 30. Okay? Die cos van 150 kan ek gaan skryf as 180 minus 30. Dan 25, hy's klaar 'n skerp hoek, dis nie 'n mooi hoek nie, maar ek gaan hom vereers net daarso los, julle gaan nou sien hoekom. Okay, so hy chill net eers daar uit, dan 205 kan ek gaan skryf as 180 plus 25, my cos 315 is nader aan 360, so ek kan hom gaan skryf as 'n 360 minus 45. Solank as wat jy werk met 180 plus en min en 360 plus en min en jy hou by jou 30, 45 en 60 so ver as moontlik, dan jou kop deur. Sin 135 kan jy of gaan skryf as 180 minus 45, of jy kan hom gaan skryf, ek is lus om 'n bietjie 'n koefunksie te gebruik. Kom ons gaan skryf hom as 'n sin van 90
plus 45. Jy mag jou kofunksies ook gebruik hierso. Dis nie my favorite altyd nie, want julle mors gewoonlik op met tekens, maar dit is moontlik. Okay. So nou wat ek gaan doen is ek gaan gebruik my kaasdiagram. Die moeilikste gedeelte is nou verby. So vir my kaasdiagram, die eerste een sê vir my sin 180 plus 30. So dit is in my t-kwadrant, so dit is 'n negatiewe sin van 30. En hier moet ek al klaar opgewonde raak, want ek sien ek het 30, se klomp 45, dadelik dink ek gaan dit ten minste my calculator kan incheck, okay? My kos 180 minus 30, is in my s-kwadrant, hy's negatief daar, so dit is 'n negatiewe kos van 30. Okay, dan 25 gaan ek net eers daar laat uitjil, en ek sit dit alles hierso bo op 'n pragtige tan 180 plus 25 is 'n positiewe tan van 25. En dan kos 360 minus 45 is 360 minus. Dis in die c-kwadrant. Kos is positief daar, so dis 'n positiewe kos van 45. Sin 90 plus 45 gebruik ek my kofunksies en dit is 'n kos van 45. Okay. En nou kan ek begin uitkanselleer. Kom ons kyk of daar iets is wat ons kan doen. Ek kan so lank gaan sê my tan 25 en my tan 25 kanselleer uit, dis great. Nou kan ek so lank gaan sê my minus, maar met 'n minus is 'n plus. Okay, so ons vorder. Nou kan ek gaan sê sin 30 is 1/2. Die kos van 30 kry ek as wortel 3 op 2. Jy kon die minusse nog daar gelos het, dis nie verkeerd nie. Okay? Ek het dit net so lank gaan maal. Ek sit dit bo op die kos 45, kry ek as 'n 1 op wortel 2. En kos 45 is 1 op wortel 2. Indien jy hierdie in jou calculator gaan incheck het, om te sê kos 45, dan gaan jy hom kry as 'n wortel 2 op 2. Net om vir jou te sê, 1 op wortel 2 is presies dieselfde as wortel 2 op 2. Julle gaan sien, dis dieselfde desimale. Ons het maar net gaan rasionaliseer. Nou wat ek gaan doen is ek gaan maal my breuke, so kom ons maal daai net eers. Ek maal bo met bo en onder met onder. Aan die bokant kry ek wortel 3 bo op 4 en aan die onderkant kry ek 1 bo op wortel 2, maar wortel 2 is 'n 2. Nou wat ons hier gaan sien, ons sien dit baie wanneer ons veral met hierdie breuke en die goed werk. Ek hou nooit van 'n breuk op 'n breuk nie. So wat hier eintlik staan is wortel 3 op 4 gedeel deur 1 op 2. So wanneer jy 'n breuk op 'n breuk het, gaan sê dit asseblief vir my langs mekaar. Dit sê vir my, ek kan dit gaan skryf wortel 3 op 4 maal met 'n 2 op 1, dan kan ek pragtig uitkanselleer, dan kry ek 'n wortel 3 bo op 2, voilà. En wat lekker is hiervan, is jy kan actually jou antwoord gaan toets. Jy kan hierdie hele ding net so in jou calculator gaan incheck, en dan moet jy ook wortel 3 op 2 kry, dan weet jy is reg. Okay. Volgende netjie, hier werk ons nou met 360's en ons minusse, so wat ek hier sal doen is net eers gaan vereenvoudig met my kaasdiagram, voordat ek nou te fancy gaan. So die heel eerste ding sal ek wil ontslaa raak van daai minus, okay? Ek weet as daar niks voor my minus staan nie, so ons gaan teken ons kaasdiagram, want dan weet ek daar staan 'n 0 vooraan. So 0 minus 210, so dis 0 minus, dis in die c-kwadrant, sin is negatief daar, so dis 'n negatiewe sin van 210. Ons sit hom bo op die kos van 300, kos van 300 gaan ek so lank gaan skryf as 'n 360 minus 60, onthou jy soek hom altyd as 360 of 180 plus of min. Kos x plus 90 is dieselfde as 90 plus x, en as jy jou leerwerk ken, dan weet jy dit is 'n min sin van x met my kofunksies. Sin 360 plus x, so hy loop sy 360 plus x, dis in die a kwadrant, en sin is positief daar. Okay. So nou wat ons kan gaan doen, jy kan so lank gaan vereenvoudig en uitkanselleer as jy wil, so why not? Ek mag daai gaan uitkanselleer. So hierso is my minus so lank. Nou sê ek die sin van 210
Dis die sin van 180 plus 30, ek doen hom nou stap vir stap, jy hoef nie al hierdie stappe te wys nie. Die kos van 360 minus 60, 360 minus 60 is in my C-kwadrant, en dit is dan 'n positiewe kos. Onthou asseblief, daar's nog 'n minus met my 1. Ek mag nie my minus 1 vergeet net weggooi nie. Okay. Nou wat ons verder gaan doen is, ek het 'n minus nog daar, sin 180 plus 30, na my kaasdiagram, 180 plus, sin is negatief daar. So dit gee vir my 'n positief, want 'n minus maal met 'n minus is 'n positief, sin van 30, bo op die kos van 60, minus 1. Okay, nou, as ons kofunksie gedeeltetjie ken, dan weet ek mos nou, ons sê dit is in die kofunksies, dan weet ek mos nou, as ek 'n sin en 'n kos het, en saam gee hulle vir my 90 grade, dan weet ek hulle is dieselfde. So ek weet eintlik al klaar, ek kan hom gaan skryf as die kos van 60, bo op die kos van 60, minus 1, dit geef my 1 minus 1 en my antwoord is 0. As jy nie dit doen nie, jy is welkom ook om die onderste een te verander, om te sê kos 60, weet ek moet dieselfde wees as die sin van 30. Ons kry dit deur te sê, ons ken ons leerwerk, om te sê, kyk gou, hoe verander ek hierheen byvoorbeeld? Sê nou maar, ek sê, sin 30 kan ek gaan skryf as 90 minus 60. En ons weet, die sin van 90 minus iets, volgens my kofunksies, is die kos van daai iets. So dis hoe ons dit eintlik gekry het. En dan kry ons weer 0. As jy nie lus is vir daai PT nie, want hierdie is daarom nou mooi hoeke, dis my spesiale hoeke, kon jy dit ook net in jou calculator gaan incheck het. Sin 30 is 'n half, en kos 60 is ook 'n half. So hier staan 'n half op 'n half, dit geef my 1 minus 1, en dan is my antwoord weer 0. En wat lekker is julle, jy kan actually dit gaan toets, deur daai ding net so in die calculator te gaan gooi, en dan kyk jy of kry jy 0. Okay. Voorbeeld nommer 7, hier sê hulle vir my weer 'n klomp staf, ons werk weer net met 'n klomp getalletjies. Okay, nog voordat ek dit nou verder gaan vat, ek wil net gou eers ontslaa raak van daai minus. Dis iets wat ek dadelik raak sien wat ek wil van ontslaa raak, is ek kan hom gaan skryf, ek gaan dit gou hierbo doen, onthou net as daar niks voor my minus staan nie, is dit so goed daar staan 'n 0, en volgens my cost diagram, as daar niks voor hom staan nie, dis 'n 0 minus is in my C-kwadrant, so kos is positief daar. So ek kan dadelik om so lank 'n positief mee gaan werk. Okay, so ek gaan net so lank my minus weggooi. Right, daar sal die eerste punt wees, net so terloops. Nou wat ons gaan doen, so die sin 120, ek kan hom of gaan skryf as 90 plus 30, of 180 minus 60. Jy kan pick and choose wat jy wil gebruik. Kom ons gebruik sin 90 plus 30, hoekom nie? Ons oefen bietjie kofunksies. Tan kwadraat, so my kwadraat chill nog net daar uit. 300 is nader aan 360, so ek kan hom gaan skryf as 360 minus 60. Ek sit dit alles, my kos van 60 chill net daar uit. En die tan van 225 kan ek gaan skryf as 180 plus 45. Sien, nou het ek alles as 180 of 360 plus of min vir my cost diagram en 'n 90 vir my kofunksies. So ek kan so lank gaan vereenvoudig. Ons gaan sê, ek gaan my cost diagrammetjie hier onder sommer teken, hoef nie altyd op te gaan nie, om te sê die sin 90 plus 30 is 'n kofunksie as leerwerk. Dit is dan die kos van 30. Dit is nie 'n cost diagram nie. 360 minus 60 is in my C-kwadrant. Dit gee vir my 'n negatiewe tan. Maar kyk gou wat gebeur hier. Dit is 'n negatiewe tan van 60. Omdat dit 'n kwadraat is dit maar met 'n negatiewe tan van 60.
Sien julle, want dan is negatief daar. So as jy jou punte wil kry, wat ek aanbeveel jy doen, is jy gaan skryf hom so, en dan sit ek my kwadraat aan die buitekant, sodat jy weet my kwadraat moet by my minus gaan inmaal. Ons weet, eventually gaan enigiets kwadraat positief wees, maar partykeer hou hulle daarvan om vir jou 'n punt te gee vir daai minusie, om te sê, okay, ons sien jy weet daarom, die tan is negatief by 360 minus 60. Okay, my kos van 60 gaan ek net eers daar laat uitjou, en dan die tan 180 plus 45, gee vir my die tan van 45. Alright, en nou kan ons spesiale hoeke gaan gebruik. Die kos van 30 kan ek in my calculator gaan check. Soos ek sê, hier is 'n klomp maniere om hierdie gedeeltetjie te doen, maar ons vat hom maar stap vir stap. Die kos van 30 kry ek as 'n wortel 3 op 2, maal met die minus tan van 60, ons weet dit gaan 'n positief wees, maar jy kan hom gaan skryf, die tan van 60 is wortel 3, en dan kan jy hom gaan kwadreer, as jy net ingeval jy bang is, of hulle merk dalk baie streng, laat jy hulle weet, jy weet dit gaan 'n minus wees, sit net asseblief daai minus in 'n hakkie, want hy moet op die ou end positief wees. En dan kos van 60, kry ek 'n pragtige half, en die tan van 45, wat ook 'n terminale punt is vir tan, kry ek as 'n 1. En nou kan ek hom gaan vereenvoudig. Aan die bokant van die lyn het ek 'n wortel 3 op 2, maal met my positief en wortel 3 kwadraat gee vir my 'n 3. Aan die onderkant van die lyn het ek 'n half. Julle weet, ek hou nie daarvan om 'n breek op 'n breek te doen nie, so jy behoort om hier, of jy kan hom al hier in jou calculator gaan incheck, maar wat ek gaan hom doen sonder my calculator, ek maal bo met bo en onder met onder. So 3 wortel 3 bo op 2, daar staan eintlik gedeel deur 1 op 2. En dit beteken, ek kan mos hom gaan sê as my 3 wortel 3 op 2, maal met 'n 2 op 1. So ek kan sê, ek maal bo met bo en onder met onder. So ek kry 'n 6 wortel 3, bo op 'n 2, en as ek dit vereenvoudig, dan 6 gedeel deur 2 is 'n pragtige 3 wortel 3. En dis hoe ons daai doen.